van zijn liefde en trouw. Van die liefde wat nimmer vervloot. Van die bloed van die lam eerste slag. Tot ons onewig geloof dag die dag. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Daar is lewe en redding so vry. En genesing vir almal wat ly. Daar is blydskap wat ewig sal bly. Deur die bloed voor Gods troon nou te kry. O ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ons geniet nou sy liefde hier saam. En dit vul ons met lof vir sy naam. Maar hoe sal dit wees daar in die slaap? As ons juig voor die lam eendag daar. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ons volhard in sy naam tot hy kom. En hy bring ons die ewige rus. In sy lieflikheid sien ons vir hom. In sy huis op die salige kus. O ja, ek glo, Jesus red. Ja, en sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Prys die Here, ja, ek glo, Jesus red. Ja, en sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. O ja, ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Halleluja, ja, ek glo, Jesus red. Prys die Here, en sy bloed was my witter dan sneeuw. O ja, ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. Ja, ek glo, Jesus red. En sy bloed was my witter dan sneeuw. O ja, witter dan die sneeuw. Ja, witter dan die sneeuw. O, was my in die bloed van die lam. En witter dan sneeuw sal ek wees. O ja, witter dan die sneeuw. Halleluja. Ja, witter dan die sneeuw. Was my in die bloed van die
nieuw. Witter dan die sneeuw. Was mij in die bloed van die loon. En witter dan die sneeuw zal ik wezen. Oh, halleluja, prijs die naam van die Here. Dank u, Here Jezus, vir u kostbare bloed. Halleluja. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. U koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie, Here Jezus, dat ons deur u bloed tot die Vader kan gaan. En ons dankie dat ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees het as getuie. En ons dankie vir die Heilige Gees, wat ons kan leer en lei in die hele waarheid. Dis waarvoor u die Trooster, die Heilige Gees gestuur het, want hy is die Gees van die waarheid. En hy sal ons dan so leer en lei. Baie, baie dankie. Here, u het ook gesê, u stuur die Heilige Gees, die Trooster. U sal ons nie alleen laat nie. En ons dankie dat ons die Heilige Gees het. En ons weet, ons is nie alleen nie. En ons weet ook dat u is Immanuel, God met die mens. En ons wil u loof en prys. Halleluja. Dat ons nie net met u is, maar ons dankie dat ons deur u bloed in u kan wees. Halleluja. Daarom het ons die verlossing in u deur die bloed. En ons wil baie, baie dankie sê. Here, dat ons kan nie staat maak op ons eie vermoëns om ons self skoon te kry. Daar's net u bloed wat kan witter was as sneeu. Halleluja, ja, ek glo Jesus red en sy bloed was my witter dan die sneeu. Dankie, Here, dat ons dit belewe, ondervind, dat die bloed was die eerste iets op hierdie aarde wat vergifnis bewerk het, sodat die mens bekleed kan word. En dit is toe Adam en Eva gesondig het, en Eva hulle velle klere gemaak het uit velle. Here, baie dankie, dat ons is met bloed verbind, en daarom sê die woord, ons is almal uit een bloed. En die Here Jesus, u het gekom en vlees en bloed deuragtig geword, dieselfde bloed. Maar die verskil is, die bloed wat Adam gehad het, voordat hy gesondig het. U het daardie bloed deuragtig geword. Sonder sonde, sonder iets verderfliks, sonder skuld. Here Jesus, is u bloed, en dit is waarin ons moet wees, in dieselfde bloed, sodat ons vry van sonde kan word. Ons eer u vir dit wat u vir ons gedoen het. Baie, baie dankie, dat ons ook nou kan bid, Here, vir almal wat siek is, want dis u woord. Ons glo nie dat u red deur die bloed nie, ons glo ook dat u genees deur u wonde, waardeur u bloed gevloei het. En ons dankie, Here, dat alles wat ons te wille van die saligheid deuragtig geword het alles deur die bloed gekom. En daarvoor wil ons u dankie sê, en daarom kan ons bid vir die siekes. Here Jesus, want dis u wat werk, dis u wat genees. Halleluja, en ons dankie, dat deur u wonde, waarlik genesing is vir elke sieke.
en laat elke sieke dit glo, en die Here sal vertrou, en die Here sal die werk vir hulle doen. So bid ons vir alle gebedsversoeke in hierdie dag. Here, is almal by U bekend, en dis waarom die woord sê, ons moet bid sonder ophou. En Here, ons sal aanhou bid vir al die gebedsversoeke, want ons weet dat die Here sal hoor. Dis waarom U gesê het, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sê uithelp en U moet my eer. En Here, ons eer U dat U uithelp in elke gebedsversoek. Prys U dat U hoor en antwoord. Dankie daarvoor. So bid ons weer eens vir reën, Here, vir al die plekke waar reën nodig is. O, Here, ons wat reën kry, dink baie keer nie daaraan, dis droog op ander plekke. Here Jesus, daarom bid ons gereeld vir hulle, omdat ons nie wil vergeet van hulle nie. Nee, Here, ons bid eerder. Halleluja. En ons weet U gee reën. En ons dankie dat U daardie mense se gebede ook hoor en vir hulle reën gee. En ons prys U ook daarvoor. Halleluja. So bid ons vir die woord wat in hierdie dag sal uitgaan, laat dit sal wees woorde, Here, deur die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid. Dankie dat elke woord deur die bloed kom, en dankie Here Jesus dat elke oor met die bloed bestryk is, sodat net die waarheid van die woord sal ingaan. En ons wil vra Here Jesus dat elke oor wat kan hoor, sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ons sê vir U baie dankie dat ons dan vra dat elke oor geopen sal word, sodat die harte en die verstand kan verstaan wat die Here Jesus deur sy woord vir ons sê. Eer U daarvoor in Jesus naam, en ons prys U. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om hierdie môre saam te wees. Groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. En ons eer die Here dat ons weer by sy woord kan stilstaan, te hoor wat die Gees van die Here aan ons sê. Ek is Pastor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Nou, ek het laasweek gepraat van ons is wedergebore, en dit is baie belangrik. Petrus sê dit, ek wil dit net weer lees, 1 Petrus 1 vers 23. Hy sê, want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie. So, die wedergeboorte het met die saad te doen, nie met die doop nie. Ek wil hê, u moet baie mooi luister. Die wedergeboorte het met die saad te doen, nie met die woord nie. Nou kan jy vir my sê, ja, maar die Here Jesus is ook gedoop. Dis heeltemal reg. Hy is gedoop, en dis reg so. En ek en u wat die goeie saad in ons harte ontvang het op goeie grond, ons is nou deel van die saad. Halleluja. Maar in die saad, Christus wat die saad is bloed, wat hy vlees en bloed deuragtig word. Dit meen hy het 'n liggaam, soos ons. Hy het bloed, soos ons. Hy het die waters, soos wat ons liggaam water het hy net die waters van die lewe in hom. En natuurlik ook, soos wat ons 'n gees het hy ook die gees, want hy het 'n lewendmakende gees geword. Dis alles in die saad. Nou, wanneer die saad in my val, kry dit 'n liggaam later, as ek gesterf het, met bloed, met lewende water, met die lewende gees, die gees van Christus. Dis dieselfde saad. Dis waarom hy sê, die woord sê, die saaier het uitgegaan om te saai. En hy praat van die laaste saad, wat op goeie grond geval het. Nou, wanneer die saad op goeie grond val, kan hy sterwe, halleluja, en dan kan hy, deur te sterwe, lewendig word. Dis presies wat met ons gebeur. Dit is waarom die waters van die gees belangrik is, want as die saad in my vang, dan word dit benat met die water van die gees.
en die saad moet sterwe, sodat dit weer lewendig kan word. Daar is nie by 'n ander ding by God nie. Nee. Die saad moet sterf. 1 Korintiërs 15 beskryf dit vir ons baie duidelik. Die saad moet sterf. Halleluja. Dis waarom hy sê, ek gaan dit in Engels lees, hy sê, want julle is nie wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewig bly. Want, ek wil dit net vandag vir julle doen. Die gesproke woord van God, is die oorspronklike saad. Ek wil nou vandag vir iets sê, mense sê, ja, as God 'n seun het, dan moes hy 'n vrou gehad het. Ek wil nou vandag vir u sê, die woord sê, dat die oorspronklike saad, die gesproke woord, die oorspronklike woord is die gesproke woord, en die gesproke woord is die goddelike saad, want dis wat die Here Jesus kom saai het op aarde, hy het die woord kom saai, hy het nie mense saad kom saai, sodat daar kinders uit mense gebore kan word, wat vir ewig kan lewe nie. God het nie 'n vrou nodig gehad nie, want sy woord is die saad. En wie is die woord? Christus. Dit meen, hy is die goddelike saad. Maar terwille van die mens, moes die saad 'n liggaam kry met bloed in. Vlees en bloed moes hy deelagtig word. En wie kom woon in hierdie liggaam? Christus, wat die lewende woord is, met die waters van lewende waters, en met die gees wat lewe. Wat hy die lewende gees word. So wat hier gebeur, die bloed verbind die vleeslike met die geestelike. Kan ek dit weer sê? Net die bloed kan die vleeslike liggaam verbind met die geestelike. Water en gees. Net die bloed kan dit verbind. En nou sê die woord, as iemand nie weergebore word uit water en gees nie. Want hierdie een wat weergebore word, het 'n liggaam met bloed. Maar die bloed van Jesus verbind die vleeslike liggaam met die geestelike. Halleluja. Dit is vir my so wonderlik. Daar is net een iets wat ons kan verbind met die geestelike, en dit is die bloed. En die bloed kom al van Adam en Eva af, waar die dier geslag is. Ek wonder of daar die dier wat geslag is, nie 'n skaap was met wit wol. En dat die kleed wat die Here Adam en Eva aangetrek het, nie skaapvel was nie. Ek meen, tot vandag toe dra mense dit so. Skaapvel. Ek meen, en dis die dierste kledingstuk wat jy kan kry. Waarom? Want is dier gekoop deur die bloed. Soos ek my met Christus beklee, halleluja, hy is die lam. En toe sy bloed vergiet word, toe word ek beklee met hierdie vel van die lam, Christus. Ek word met hom beklee, hy is die lam. En daar's net een ding wat die bekleding van Christus met my kan verbind, en dis die bloed. Nie die doop nie. As ek met Christus dan beklee word wat die lam is, dan is ek nou ook deel van Christus.
Maar ek kan alleen in Christus kom deur die bloed. Ek wil dit weer sê, jy kan net weergebore word uit die goddelike saad. Die onverganklike, die Engels sê, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Waarom? Want hierdie saad se bloed is incorruptible, sonder sonde, sonder smet, sonder skuld, sonder enige iets. En tog, halleluja, moes hierdie saad sterwe, sodat ons gered kan word van die dood. Halleluja. En ek wil dit net noem, dat wanneer ek kyk na hierdie dinge, besef ek net een ding. As jy die woordjie saad, as jy, ons praat van saad, of van 'n saadkorrel, en die Bybel praat van saadkorrel. Nee. Die saadkorrel, ek wil dit so uitdruk, die goddelike saadkorrel is die begin van 'n nuwe geslag van kinders. Kinders van God. 'n New offspring, sê die Engels, halleluja. 'n New offspring, om te dink, 'n nuwe geslag. Adam se geslag is die ou mens, die ou geslag. Maar uit hierdie saadkorrel, uit die saad van Adam, het die verganklike geslag na vore gekom. Uit die saad van God, Jesus Christus, die woord van God, kom 'n nuwe geslag onverganklik voort. Hoe? Deur die bloed. En dit is waarom dit vir my so mooi is. Ek meen, ons is nie nakomeling nie, ons is die geslag van God. Halleluja. Dit meen jy, die goddelike saad is op die einde van die dag die geslag van God. En Jesus het dit self kom saai, en hy sê, die saad wat op goeie grond beland het, ek meen, dit kom op en dit dra vele vrug. Halleluja. En ek wil nou vir iets sê. Dis waarom die woord sê, gaan dra die vrug wat met die bekering pas. Want die oomblik, as die saad sterwe, halleluja, en hy word benat, deur die waters van die Gees. Niks met die doopwater te doen. Deur die waters van die Gees. Nee. Dan lewer hy vele vrug op. En dit is vir my so belangrik. En ek wil hê jy moet net stil staan by een ding, en dit is, dat ek praat nou oor die saadkorrel wat moet sterwe. En wat hier interessant is, ons sondes was die oorsaak dat die goddelike saadkorrel moes sterwe. Dit meen, deur ons sonde het die Here Jesus, die woord van God, 'n dood skuldig geword. Ons sonde het veroorsaak dat hy skuldig was om te sterf. Nie iets anders nie. Die dood kan dit nie doen nie. Jou sonde en my sonde het gemaak dat hy 'n dood skuldig sal wees. Dit meen, hy moes sterwe. Halleluja. En wat interessant is, ek het dit nou vinnig genoem, hy sê, hy moes eers
vlees en bloed, Christus self moes eers vlees en bloed deelagtig word, om gelyk aan die mens te wees. Dus vind ons 'n liggaam met bloed, lewende waters, lewende gees, en die laaste adem 'n lewende makende gees. Hierdie saadkorrel moet eers sterf voordat daar nuwe lewe kan voortkom, en hy sterf die dood van die kruis. Halleluja. Hy sterf nie die dood van die doop nie. Hy sterf die dood van die kruis, sodat nadat ons saam met hom gekruisig is, het ons saam met hom gesterwe, en nou kan ons deur die doopwater gaan. Maar hierdie proses moet eers afgehandel word. Ons moet eers sterwe, sodat ek deur die bloed van die kruis versoening, vrede, redding, verlossing, vergifnis, reiniging en die saligheid deur die bloed kon verkry wat in Christus is. En al hierdie dinge is in Christus deur sy bloed. Dus het ek ook in Christus gekom deur sy bloed, die bloed van die kruis. Ek het alleen deur die bloed in Christus gekom. Nou kan jy sê, ja, maar hulle wat hulle laat doop het met Christus bekleed. Ek moet net vir jou dit sê. Ek moet eers in Christus kom, voordat ek my met Christus kan bekleed. Halleluja. En is baie duidelik in die woord. Ek kan nou net nie alles van die Ou Testament af deurbring nie, maar want dit sal ons baie lank besig hou. Hy sê, Romeine 10 vers 3, want omdat julle die geregtigheid van God nie ken nie, en julle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle heel aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Ek wil nou vandag vir jou sê, jy wat sê, glo en laat jy doop en jy sal gered word, en as jy gedoop word, vergifnis van sonde en verdoop word, ek weet, word jy van die sonde ontslae. Kom maar sê ek nou vir iets. Die doop, so die vergifnis nadat jy gedoop is bewerk deur die bloed. Nie deur die doop nie. Maar net deur bloedvergifting is daar, vergieting is daar vergifnis, dit sê die woord. So, alles, selfs die Heilige Gees wat vir jou vergifnis kan bewerk, en die doop wat vir jou vergifnis kan bewerk, alles kom deur die bloed. En dit is waarom die eerste proses, dat die saad moet sterwe, moet afgehandel word, voordat die volgende proses, die doop in werking kan kom. Dit meen, wanneer ek die wedergeboorte deelagtig word, deur die goddelike saad, voordat die doopwater deurgaan, het ek klaar die wedergeboorte deur die bloed deelagtig geword. Want net die bloed verbind die water en die gees met mekaar. Die water en die gees en die vlees met mekaar. Net die bloed van Jesus. Die doop kan dit nie doen nie. Nou, jou eie geregtigheid wat jy vir jouself opgewerk het, is dit. Want jy onderwerp jy nie die geregtigheid van God nie. Iemand wat deur die bloed gered word en gereinig word, ensovoorts, wat deur die bloed van Jesus gekom het, is geregverdig van sy sonde. En dis die geregtigheid van God. Die eerste geregtigheid van God, wat vir die mens daar is die geregtigheid deur die bloed. Maar ek moet dit eers glo ook, want die geloof is ook geregtigheid. En dan word ek geregverdig deur die bloed. Dit is geregtigheid. En dan kan ek my laat doop om alle geregtigheid te vervul. Halleluja. Maar jy het jou eie geregtigheid wat jy vir jou opgebou het uit die woord het, en daar's duisende predikers wat dieselfde leuen glo, bekeer jou, glo en laat jy doop en jy sal gered word. Die doop kan jou nie red. Soos wat die bloed dit kan doen nie. Die redding van die bloed moet eers afgehandel word, voordat daar enigsins redding deur die doop kan wees.
Nou, hierdie is 'n geregtigheid wat julle vir julleself na vore gebring het. Jy dink, as jy nou glo en jy laat doop, sal jy gered word. Nou is jy geregverdig. Nee, jy is nie geregverdig nie. Die doop beteken, ek moet alle geregtigheid vervul. Halleluja. En jy wat glo dat die doop jou gaan red, kom maar sê ek nou vandag vir iets. Dit lyk vir my, julle lees ook net die verse wat julle wil lees, sover dit die doop aangaan. Ek wil nou vir jou 'n paar verse lees. Ek weet, die ene ken ons. Hy sê 1 Petrus 3 vers 20, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed is, waarin weinig gereed gemaak is, waarin weinig siele deur water heen gered is. 21, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die veiligheid van die vlees nie, maar 'n gebede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus. Nou, kom maar sê ek nou vir julle, die opstanding van die Here Jesus het die wedergeboorte deur die goddelike Sam bevestig. Nie die doop nie. Hoor wat ek nou sê, die doop is 'n teken vir ons dat ons word saam met Christus gekruisig, ons sterwe saam met Christus, ons word saam met Christus begrawe en nou kan ons saam met Christus opstaan om in 'n nuwe lewe te wandel. Halleluja. Die opstanding van Christus het hy met sy eie bloed voor die Vader verskyn. En net die bloed van Jesus is deur die Vader aanvaar. Vir die redding, die verlossing ensovoorts van sonde en ongeregtigheid. Net die bloed, nie die doop nie. Want waarom sê ek dit? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Halleluja. Hy sê in hierdie vers sê julle nooit, vertel hulle nooit vir die mense nie. Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met 'n eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy gesin. Kom ons lees dit weer. Hy het die ark gereed gemaak tot redding van sy gesin. So, as jy sê, die doop kan my red, wil ek nou vandag vir u iets sê. Die ark, want as jy die water by Noag wil gebruik, dat die doop jou kan red, hoor nou, dan moet jy die ark ook gebruik, vir die redding van 'n huisgesin. En wat interessant is, die Here sê vir Sagius, hy sê, ek kom na jou huis toe vandag, sodat daar redding vir jou huisgesin kan wees. So wie is nou die redding van ons huisgesin? Die Here Jesus. Hoe red hy jou? Deur sy bloed. Want daar is geen ander iets wat God die Vader aanvaar het vir redding uit die ewige doodheid as die bloed van Jesus. Dis waarom die Vader hom deur die bloed van die ewige testament teruggeroep het uit die doodheid. Want net die bloed kan my verlos van die ewige dood. Want my bloed wat vol sonde was, toe Adam en Eva sondig, toe sterf ons as mens die tweede dood. As gevolg van wat? Omdat ons bloed vol sonde geword het, en skuld geword het, ensovoorts. En nou, net deur die bloed van Jesus, die laaste Adam, kan ek gered word van daardie tweede dood. Deur wat? Deur die bloed van die ewige testament. En dit is waarom die Bybel sê, vir redding van Noag se huisgesin. En nou is daar vir my huisgesin, vir jou huisgesin, redding deur die bloed van Jesus.
sodat jy nie nodig het om te sterf. En Noag hulle het nie nodig gehad om te sterwe toe die reën val nie. Want hulle, die ark was hulle redding geweest. Ons redding is Jesus Christus. Waardeur red hy ons? Deur sy bloed. Nou wil jy met 'n versie sê, waar in die Bybel staan geskrywe dat die bloed red ons? Waar in die Bybel? Sê dit vir my. Het jy so dwaas geword in jou siening? Is jy so verblind deur die duiwel? Kan jy nie sien wat die raadsbesluit van God is? Dis net die bloed. Dis waarom die Here gesê het, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Dit meen, of dit nou die doop is en die Heilige Gees, maak nie saak nie. Alles is in my bloed. Want sonder my bloed kan daar niks gebeur met 'n mens nie. En hoor wat sê die woord van die Here verder. Halleluja. Hy sê hierdie mooi woorde. 1 Petrus 3 vers 21. Ek gaan nou nie die hele dit wat hy sê waarvan die teebol die doop ons red. Hy sê nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar 'n gebed tot God om goeie werke. En hier is die antwoord, die woord. Ek gaan net die laaste gedeelte in Engels sê. But the answer of a good conscience towards God by the resurrection of Jesus Christ. Nou, wat die doop is 'n antwoord vir 'n goeie gewete, is 'n gebed tot God, maar die Engelse Bybel sê is die antwoord of a good conscience, om 'n goeie gewete. Nou, kom ons kyk, waar kry jy 'n goeie gewete vandaan? Hy sê 1 Timoteus 3 vers 9, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. Hebreërs 9 vers 9. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin die gawes en offers gebring word. Wat diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie. Hierdie is baie mooi. Hoor wat hy sê verder. Hebreërs 9 vers 14. Alhoewel, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, hoor wat hy sê, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Wie gee vir my 'n rein gewete? Wie gee vir my 'n goeie gewete? Die bloed van Jesus. En die doop is die antwoord daarop. Dit meen die doop red my van 'n slegte gewete, maar dit kan dit alleen doen nadat die bloed my gewete gereinig het van dooie werke om die lewende God te dien. Ek hoop jy verstaan dit. Hy sê, as jy dit nie verstaan nie, ek meen die Bybel is baie duidelik. Dat hy sê, as iemand tot die kennis van die waarheid gekom het, ja, en op die einde van die dag het hy die waarheid nie geglo nie, en hy het afvallig geword van die waarheid, dan is daar geen offer vir hom oor nie, want daar is nie 'n offer gebring dat jy die waarheid ongehoorsaam kan wees nie. Daar is nie. Kom daarop neer dat jy die waarheid verruil vir 'n leuen. Daar is nie 'n offer daarvoor nie, want nêrens in God se woord staan dit geskryf. Daar's die offer is daar vir die sonde en die skuld, om dit alles weg te neem. Hier is 'n interessante ding. Hy sê, as hy maar liewer nie tot die kennis van die waarheid gekom het. Hy sê maar, en hier is die ding, ons het vroeër jare, en die mense die bloed van Jesus verkondig, as die enigste redding wat daar is, en die Here het duisende, miljoene siele gered daarmee. Nou kom ons met hierdie nuwe ding. Gister het ek gehoor, iemand sê, 'n prediker sê, 'n Amerikaanse prediker, hy het seker nie 10 woorde gesê nie, maar weet jy wat vir my interessant is? Hy sê, om te doop in die naam van Jesus, nou, in plaas van 'n doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het hulle in hy vroeër jare, toe die kerk ontstaan het, terwille van ander kulture, en ander gelowe, en ander sieninge, en
maar net die naam van Jesus gebruik. Om mense net te doop in die naam van Jesus. Hierdie doopstorie, dat die doop jou kan red, kom al van daardie tyd af. En dis die verborgenheid van die ongeregtigheid wat aan die werk is. En weet jy wat? Jy wat glo dat jy kan laat doop en jou glo en jou laat doop en jy sal gered word. Jy het verstrengel geraak in die verborgenheid van die ongeregtigheid om die leuen te glo, want die doop kan jou nie red tot saligheid nie. Halleluja. Maar wat sê die woord van die Here verder? Hy sê, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekering. Hy sê, en die harte deur besprinkeling gereinig. Hoe? Die bloed van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. So, wie neem die slegte gewete weg? Die bloed. Halleluja. En die doop is die antwoord aan God, dat ek nie meer 'n slegte gewete het nie, maar 'n goeie gewete. Dis waarvan die doop my red. Hy red my van 'n slegte gewete, sodat ek met Christus bekleed kan word. Halleluja. Maar die werklike reiniging van 'n slegte gewete is die bloed. Halleluja. Daar is nie iets anders nie. So as jy wil sê dat die doop red jou, dan moet jy weet dat die ark het 'n huisgesin gered. Prys die Here. Nou wil ek net verder gaan in die woord van die Here. Kom ons kyk 'n bietjie. Waaraan was die Here Jesus skuldig? Aan die dood. En watter dood het hy gesterwe? Dood van die kruis. Hoor wat sê in Filippense 2 vers 5. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Halleluja. 6de vers. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees. Dis baie interessant, aan God gelyk. Hoe het Christus hom gelyk gestel aan God? Halleluja. Hy sê in Johannes 5 vers 18, ek gaan nie die hele vers lees nie. Hy sê, lees nie, maar ook God sy eie Vader genoem en hom met God gelyk gestel het. Dit meen, toe die Here Jesus aan die Fariseërs, die skrifgeleerde, aan die Jode en die Israeliete sê dat hy is die seun van God en God is sy Vader. Toe roep hulle uit, hy verdien die dood. Hy is skuldig aan die dood. Dit meen, hierdie goddelike saad moet sterf. Maar net omdat hy gesê dat God is sy Vader, het hy hom gelyk gestel. En hy sê, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees. Dit meen, die skrif verklaar, hoe het hy hom gelyk gestel? Deur te sê, hy is die seun van God. Het hy hom gelyk gestel. Want 'n seun en 'n vader kan gelyk wees. Halleluja. En hier is 'n interessante ding. En hy het hom gelyk gestel deur te sê hy is die seun van God die Vader. En nou sê hy in Filippense 2 vers 7, maar het homself ontledig deur wat? Hoe het hy ontledig? Hy het hom ontledig van alles. Interessant. Van koningskap, van in so 'n mate eintlik hom ontledig van die seun van God wees en hy noem homself die seun van die mens. Hy ontledig hom totaal. Hy
ek wil dit so uit, hy strip hom van sy heerlikheid, sy krag, sy majesteit, sy almag, hy strip hom van alles. Om vlees en bloed deelagtig kan word, sodat hy deur die bloed, die vleeslike mens, met die geestelike kan verbind. Om 'n geestelike mens na vore te bring. 'n Nuwe mens. Net deur die bloed, daar is niks anders nie. Jy kan vir my in die hele skrif van God nie wys daar is iets anders nie. Halleluja. Moenie dan omdat jy 'n paar versies opbou, dat dit reken as reg nie. Nee, vat die hele skrif en dan sal jy sien wat se leuns glo jy alles. Hy sê hierdie mooi woorde. Halleluja. Homself ontledig. En nou kom die Here Jesus sê, en hy sê, as iemand mag agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Dit meen homself ontledig. En hierdie is baie interessant. Nou, jy hoor die evangelie van die kruis en die bloed, wat tot jou redding is, van die tweede dood, en wat jou kan verlos van sonde ensovoorts. Jy hoor dit, en nou glo jy dit. En nou gaan hierdie geloof jou tot geregtigheid gereken, want as jy nou roep vir genade, as jy nou jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe van alle ongeregtigheid te reinig. Dit meen, nou kan sy bloed vir jou in werking kom. Maar jy moet jouself eers ontledig en jou kruis opneem. Maar die probleem is hierso, dat wanneer ek my sê, hy sê hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Jesus Christus was. Self ontledig, dit meen, ek moet van myself ontslaan raak. En hoe kan ek van myself ontslaan raak? Deur saam met Christus gekruisig te word en saam met Christus te sterwe. Waar? Aan die kruis. Ek wil vandag vir u sê, die dood van die kruis is die enigste dood wat lewe gee. Halleluja. Prys die Here. Dit wat in Jesus was, aan die kruis, vloei uit hom uit. Wat? Sy lewensbloed. En as gevolg van sy bloed uitgekom het en die water uitgekom het, sterwe. Maar hy het dit gegee vir wie? Vir ons. Sodat ons die saligheid wat in hom is, deur die bloed deelagtig kan word. Dit sê die woord van die Here. Nou gaan hy verder. En hy sê hierdie mooi woorde. Deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Hy sê hy is die seun van God. Nou, en so het hy hom gelyk gestel aan God, aan die Vader. Nou, hy het homself ontledig. Hy sê die diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word, en nou noem hy hom die seun van die mens. Hy is die seun van God, maar nou neem hy ook die seun van die mens. Dit meen, die seun van die mens, Jesus Christus, is ook die seun van God. En om die seun van God, Christus, en Jesus, die seun van die mens, met mekaar te verbind, kan dit alleen plaasvind deur die bloed. Niks aan, want net die bloed kan my verbind met die geslag van God. Kan ek dit weer sê? Net die bloed kan my verbind met die geslag van God. Hierdie geslag wat God gesoek het, wat ons hierdie goddelike saad is Christus. Hy moes sterwe, sodat sy bloed vloei, sodat ons deur die bloed, seun van die mens, met die seun van God verbind kan word. Dit meen dat ons in Christus deur die bloed ook met God verbind kan word deur die bloed. Daar is niks anders. Nou
gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Halleluja. Hy sê, die 8ste vers, en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Waar die dood? Die dood van die kruis. Moenie van die dood van die Here praat, as jy nie van die dood van die kruis praat nie. Dit is waarom Paulus sê. Hy sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus en hom as gekruisigde nie. Halleluja. En hoor wat die woord van die Here sê. Ja. Daar's net een dood wat geld, is die dood van die kruis. En nadat ek saam met Christus gesterf het, aan die kruis, ek kan nie verstaan dat mense dit nie verstaan nie. Gaan lees net Romeine 6. Nadat ek gesterf het, saam met Christus, nou eers kan ek begrawe word. Verstaan mense dit nie? Daar's 'n duidelike skeidslyn. Jy kan nie begrawe word as jy nog nie gesterf het nie. Halleluja. En wat hier interessant is, Christus saai die saad. Val in my hart. Hierdie saad wat in my val, is goddelike saad. En hierdie goddelike saad het bloed, water van die Gees en die Gees self in hom. Want net deur die saad wat op goeie grond val, wat benat word met die lewende waters, kan sterwe en hy kan in my opstaan, sodat ek 'n nuwe lewe kan in Christus kan lewe. Die lewe, hy sê want die wet van die Gees het my vrygemaak. Die wet van die Gees van die lewe in Christus. Waar die lewe in Christus. Wanneer begin die lewe in my? Die oomblik as die saad in my sterwe. En hy ontkiem in my. Dan leef ek in Christus en hy in my. Daar is geen ander verbinding. Halleluja. Prys die Here. Tot die dood van die kruis. Dan sê hy natuurlik Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor het uit angs. Halleluja. Verhoor het uit angs. Hy sê, wat hom uit die dood kon red. Hoe het die Vader hom uit die dood gered? Hy sê die woorde, maar Hebreërs 5 vers 8, hy al was hy die seun, het gehoorsaam geleer uit wat hy gelei het. Hoe het hy gehoorsaamheid geleer? Deur gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. Mense dink dat die Here Jesus was gehoorsaam aan die woorde van die Vader. Hy is die woord. Hy het nie nodig om gehoorsaam te wees nie. Daar's iets waaraan hy gehoorsaam moes word. En dit is gehoorsaam tot die dood van die kruis. Nie my wil nie, maar u wil. As dit moontlik is, laat hierdie beker verby my gaan. Maar nie my wil nie. Dit meen, hy het gehoorsaam gebly tot die dood van die kruis. Dis sy gehoorsaamheid. En nou sê hy al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Waar het hy? Aan die kruis. Het hy gelei. Wat aan die kruis. Daar het hy selfs gehoorsaamheid geleer.
uit wat hy ly. En nou sê hy, 5 vers 9, en nadat hy volmaak is, dit meen, nadat hy volmaak is, in wat? In gehoorsaamheid aan die Vader. En wanneer het dit gebeur? Nadat hy opgestaan het, en met sy eie bloed voor die Vader verskyn het, toe is sy gehoorsaamheid volmaak, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is. Wat sê die Here Jesus vir ons? Ontledig jouself, neem jou kruis op, volg my. En as jy gehoorsaam bly tot die dood van die kruis, dis die gehoorsaamheid, die dood van die kruis, dat ek saam met Christus gekruisig moet word, saam met Christus gesterwe kan word, saam met Christus begrawe kan word, saam met Christus kan opstaan in 'n nuwe lewe. Ek moet gehoorsaam word tot die dood van die kruis. Nadat ek die evangelie van redding gehoor het. Halleluja. Hy sê, en hy het vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Halleluja. Kom ons sê ek nou iets. Ons, hy sê, in wie ons die saligheid, deur sy bloed. En hier is 'n interessante ding, die saligheid, het kom deur die bloed, maar nou nadat ek begrawe is, en ek staan op in 'n nuwe lewe, om in 'n nuwe lewe te wandel. Nou bly hy die bewerker van 'n ewige godsaligheid vir my. En hoe bewerk hy dit? Deur die bloed. Nie deur iets anders nie. Halleluja. En wanneer ons gaan kyk na, hy sê, en hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig op die dag van Christus. Wanneer het die Here Jesus die goeie werk in ons begin? Nadat ons gedoop is? Nee. Nadat ons gesterf het? Nee. Kom maar sê ek nou vir iets. Hy het die goeie werk in ons begin, deur die goddelike saad wat hy in ons gesaai het. Dis benat, dit het ontkiem, en dit het begin groei. En hierdie is vir my wonderlik. Daai goeie saad is deur die bloed begin. Om vir my te werk, dat Jesus vir my 'n bewerker van ewige godsaligheid kan wees. Ja, en die werk wat hy in my begin het, deur die bloed te volëindig. Ek wil nou vandag vir u sê, geen mens sal die ewige lewe kan ingaan sonder die redding deur die bloed van die lam, die verlossing deur die bloed van die lam, die reiniging, die gewas te word, skoongemaak te word, alles deur die bloed van die lam. As jy nie dit deelagtig word nie, sal jy die koninkryk van die hemel nooit ingaan nie. Jy kan jou 1000 maal laat doop. Dit gaan vir jou niks beteken. Net gou verder gaan in die woord van die Here. Halleluja. Hy sê 1 Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur hom alles met homself versoen het, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Dit meen, hy sê, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen. Dit meen, daar's net een versoening wat kon plaasvind. En dit is nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Hy moes eers vrede, ons as mens, hy moet eers tussen ons en God die Vader vrede gemaak het, voordat daar versoening kan wees.
En die vrede wat hy kon maak, kon alleen deur die bloed van die kruis plaasvind. Mense, halleluja. Hy sê, die vrede maak, en daardeur kan die Here Jesus vir ons 'n bewerker van ewige saligheid maak. Hy sê dit, ek meen, dit is net so. Hy sê, ek sê deur hom, die dinge op aarde, sowel as die dinge in die hemel. So, die twee dinge, die hemelse en die aardse, kon net deur die bloed van die kruis vrede bring en versoening. Dis waarom Johannes sê, as een van ons gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. En hy is nie net 'n versoening vir ons sondes nie, halleluja. Nee, maar ook vir die van die hele wêreld. Hoe het hy versoening gedoen? Die vrede te maak, deur die bloed van die kruis het daar versoening gekom. Dit meen my versoening word bewerk deur die bloed van die kruis. Niks anders nie. Romeine 5 vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun. Hoe is ons versoen? Deur die dood van sy seun. Wat was die dood? Die dood van die kruis. En wat is die versoening? Deur sy bloed. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ons kan nie deur sy lewe gered word, as ons nie versoen is. En die versoening kom net deur die bloed. Dit meen, deur die bloed van die kruis, kan ons nou deur sy lewe gered word. Hebreërs 13 vers 20, mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape is, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring. Waardeur het God die Vader sy seun teruggebring uit die ewige dood uit? Deur die bloed van 'n ewige testament. Daarom interessant. Hy bring sy seun uit die dode, dit meen die ewige dood is ingesluit, terug deur die bloed van 'n ewige testament. Dit meen die ewige testament, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. En hierdie Nuwe Testamentiese bloed is 'n ewige testament. En net hierdie ewige bloed van 'n ewige testament kan my uit die dode uit terugbring. Van waar die dood? Van die ewige dood ook. Daar is niks anders. Halleluja. Doodskuldig. Ek meen, wanneer ons by Matteus kom, dan sien ons die 26, die 66ste vers. Hy sê, wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die doodskuldig. En weet jy wat? Ek en u is die doodskuldig. Die woord sê dit, ons is die doodskuldig. Halleluja. En daar is net een manier hoe ek die skuld van die dood kan wegneem, en dit is, ek moet saam met Christus gekruisig word en saam met hom sterf. Dit meen, ek moet saam met hom dood. Ek is skuldig aan daardie dood. En nou gaan hy verder, Markus 10 vers 23, en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene. Nou sê Markus 14 vers 64, julle het die godslastering gehoor. Wat dink julle? En hulle het almal hom veroordeel dat hy die dood skuldig is. Nou, ons kan aangaan met die skrifte, want selfs die disippels
die dood waaraan hy skuldig was, het hulle gesê, al moes ek saam met u sterwe. En weet jy wat interessant is? Petrus sê daar iets, al moet ek saam met u sterwe. Petrus sê dit wat hy werklik moet doen. Hy moet saam met Christus gekruisig word, om saam met Christus te sterwe. Al moet ek saam met u sterwe. Hy het nie in daardie oomblik gedink aan hierdie sterwe van die kruis nie. Maar hy spreek dit uit. Halleluja. En hulle sê dit weer, ek ben al die disippels het dit saam gesê, al moes ek saam met u sterwe. En hy sê, en net so het almal ook gesê, dit ben al die disippels gesê, al moet ek saam met u sterwe. Hulle het uitgespreek dit wat met hulle gaan gebeur. Hulle moet saam met hom gekruisig word, sodat hulle saam met hom kan sterwe. Nadat dinge gesê, Pontius Pilatus gesê, hy niks te doen om die dood te verdien nie. Halleluja. En nou sê die woord, Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, wie my woorde hoor en glo, en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Waar die woorde, julle is almal skuldig aan die dood. Ons as mens. Waar die woorde, hierdie woorde, dat ek moet saam met Christus begrawe word, saam met Christus gekruisig word, ek moet saam met Christus sterf. As jy hierdie woorde van die Here Jesus glo, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. En hier is die interessante ding. Die dood is aan die kruis. Daar sterf jy die dood. En nou begrawe ek my, en deur die doopwater gaan ek nou oor in 'n nuwe lewe. Maar hierdie ding is interessant. Die ou mens sterf, maar die nuwe mens, dit met die vlees sterf, maar die nuwe mens, die ou mens sterf aan die kruis en hy is dood. Nou word hy begrawe. Maar die saadkorrel is nog steeds in hom. Want ek word eintlik 'n saadkorrel. Nou moet hierdie saadkorrel begrawe word. En nou kom die doop, en hy benad dit, want in hierdie saadkorrel is die bloed, die waters van die lewe en die gees. In hierdie saadkorrel. En nou word hy begrawe, en nou word hy benad, en nou staan hy op in 'n nuwe lewe. Ek wil vandag vir u sê, die nuwe lewe is in die saadkorrel, nie in die doop nie. Die doop maak dit net nat. Maar die nuwe lewe, as ek saam met Christus gekruisig word, saam met hom sterwe, ek is nou ook 'n goeie saad. En nou, hierdie saad moet net begrawe word en benad word, sodat hy kan opstaan in 'n nuwe lewe. Halleluja. So, wat die doopwater doen, ek praat van die fisiese doopwater, hy benad net die goeie saad, wat gesterf het. En nou kan hierdie goeie saad ontkiem, en ek staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus. Halleluja. Maar, wil ek weer sê,
Die doopwater kan jou nie red tot 'n nuwe lewe nie. Net die bloed. Halleluja. Die doopwater kan dit in 1000 maal nooit doen nie. Net die bloed. En die bloed is in die saad. Halleluja. En wat interessant is, dat God gee self, en hierdie is in my mooi, God gee self aan die saadkorrel 'n liggaam soos wat hy wil. Christus is die goddelike saad wat gesterf het, wat dood is, wat begrawe is en wat opgestaan het. En die liggaam wat die Here aan hierdie goddelike saad gee, Jesus Christus, die woord van God, is die gemeente van God. Dat is daar. Die gemeente van God. Halleluja. En hierdie gemeente van God is die liggaam van Christus. En wie is die liggaam? Ons. Dit meen aan die saadkorrel, Jesus Christus, die goddelike saad, gee God 'n liggaam. En hierdie liggaam is die gemeente van God, waarvan Christus die hoof is. Dit kan alleen deur die bloed plaasvind. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Net nie, jy moet net onthou, en dit is dat die lewe is in die saad, want die bloed is daar, die lewende waters is daar, en die gees is daar. En dit vorm die wedergeboorte. Die verbintenis kan alleen deur die bloed van die lam kom. Daar is niks anders nie. Waarom dink jy het hy vlees en bloed deelagtig geword? As jy nie weergebore word uit water en gees nie, sal jy nooit die koninkryk sien of die koninkryk ingaan. Maar wat is die verbintenis in hierdie wedergeboorte? Sodat die vlees en die gees met mekaar verbind kan word. En hierdie ding is interessant. Die bloed het die vlees en die water van die gees, die lewende water en die gees verbind. Wat is die voordeel vir my daarin? En dit is dat hierdie liggaam wat nou die nuwe mens in my het, weergebore, 'n nuwe skepsel. Halleluja. Hierdie liggaam wat nou 'n tempel geword het. Interessant. Die verbintenis tussen die gees en die vlees deur die bloed maak van my liggaam 'n tempel van God. En al sterwe hierdie liggaam van my, maak nie saak nie, hy sal opstaan. Waarom? Omdat my liggaam deur die bloed tempel van God geword, waarin die gees van die Here woon. Dink jy die Heilige Gees gaan in 'n vuil tempel woon? Nee, hierdie tempel moet eers gereinig word, en dit vind net deur die bloed plaas. En nou kan die Heilige Gees in my woon, en as ek sterwe, lê my liggaam in die graf, wat die tempel van God is, en daarom, met die wederkoms na die verdrukking, sal hierdie liggaam, hierdie tempel verrys. En wat gaan gebeur? En die nuwe mens, met bloed, met lewende water, met die gees van God, sal in hierdie liggaam weer wees. En nou sal ek weer volmaak, 'n volmaakte wese wees voor die aangesig van die Here. En nou word dit met onsterflikheid bekleed. Halleluja. En daar is net een iets wat jou onsterflik kan maak. En dis die bloed. Daar is niks anders
Daar is niks anders nie, net die bloed. Dis waarom sê, al het hy gesterwe, sal hy lewe. Waarom? Want die lewe kom uit die bloed uit. Dis waarom hy sê, en in hom was die lewe. Wat is die lewe wat in hom was? Bloed, water, gees. En hierdie lewe is ook die lig. Dit meen die lewe bring die lig, maar die lewe se verbintenis tussen die vlees en die geestelike is die bloed. En dit meen, wanneer hierdie lewe ten volle in my is, en ek het deur die bloed gekom, in Christus, dan kan ek as 'n lig skyn in hierdie wêreld. Halleluja. En ek kan so aangaan met die woord van die Here, want daar is so baie dinge wat ek kan sê, maar ek wil dit net vandag vir u sê. Die dood wat die Here Jesus gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy lewe, lewe hy vir God. Dit meen die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde gesterf, om die sonde weg te neem. Dit meen toe hy sterwe aan die kruis, toe word die sonde van die wêreld weggeneem. Deur wat? Deur die bloed. En nou eers word hy begrawe. As jy my een skrif bring, wat dit nie bevestig nie, dan sal ek sê, jy's reg, maar ek wil hê dat iemand moet vir my 'n skrif te bring, dat dit wat ek vanmôre bring, nie die waarheid is. Moenie 'n klomp nonsens wil praat uit die woord van die Here nie. As jy nie by die Here was, om werklik te weet wat die skrif sê, die dood waaraan jy skuldig is, jy moet eers saam met Christus gekruisig word, saam met hom sterwe, dan eers kan jy saam met hom begrawe word. En dan eers kan jy in 'n nuwe lewe saam met hom opstaan. Halleluja. Prys die Here. Maar die bloed van die kruis is ons enigste redding. Halleluja. Vader, ons wil baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Here, as daar enige ander vorm van 'n redding was, dan het u te vergeefs gesterwe en u bloed vergiet. En daarom bid ons, dat ons nie ons eie geregtigheid sal bewerk. Want ons weet dat die oordeel van God sal oor ons kom. Ons geregtigheid is om te glo dat Jesus gesterf het. En dat ons deur die bloed van die kruis versoening gekry het, reiniging van sonde ensovoorts. Baie dankie dat u woord dit vir ons baie duidelik sê. Laat ons dan u woorde sal glo en daarvolgens sal lewe. Verheerlik u self in elkeen se lewe. En ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen.